Ek gaan vir u lees in die woord van die Here. En die wat wil saam lees, ek wil vanmôre met u 'n bietjie praat oor geloof. En ek dink ons moet die preekstoel in die toekoms skuif, dat jy daar staan by die tafel staan, dat ek soontoe kyk. Dan kan die gemeente in die rusbanke sit, terwyl ek hier voor alleenig regop staan en by harde vloer. Jy verstaan. Maar ek is baie dankbaar vir die banke wat ons het om te sit, vanaand vir die moedertjies met kinders. Maar as u nie gerieflik is nie, daar is nog 'n bank oop, daar is ek kan daar gaan sit hoor. U is welkom. Hebreërs 11de hoofstuk, net die eerste vers, die bekendste vers in die skrif vir my. Dink so. U behoort te weet wat daar staan. Ek moet hom eintlik nie eers lees nie. Wie weet nie wat staan daar in Hebreërs 11 vers 1 nie. Dan moet jy gou jou Bybel oopmaak, dat jy kan saam met my kan lees. En ek lees die waarheid. Halleluja. Kan ek maar lees, Hebreërs 11 vers 1. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Weet jy, ek wonder hoeveel mense van ons het regtig daardie geloof. 'n vaste vertroue op die dinge wat ek hoop, die dinge wat ek verwag om te gaan gebeur. Jy weet, so baie van ons sê, ja, pastoor, is jy gered? Broer, ja, nee, pastoor, ek is gered. Is jy seker? O, ja, prys die Here. Maar niemand kan met jou stry nie, want niemand kan dit sien nie. Jy lyk nie anders nie. As ek nou mooier kon word, deur tot bekering te kom, dan kom ek weer 'n keer tot bekering. Dat ek net 'n bietjie mooier kan word, 'n bietjie jonger kan word. Maar jy kan dit nie sien nie. Jy kan nie sien of iemand gered is of nie gered is nie. Behalwe aan die werke. Nou sê Jakobus in die 2de hoofstuk, daar in die 17de vers, tot die 20ste vers, miskien moet ons saam met u lees. Ons lees dit net daar, dat jy kan sien, ek praat nie net uit my kop uit en staan in die woord. Jakobus, die 2de, waar is Jakobus nou? Ek het nou te ver teruggegaan. Jakobus, die 2de hoofstuk. Ai, kan jy dit nou glo? Dat ek nou vandag so sukkel. Vanaf vers 17. Hy sê, net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sê jou uit my werke my geloof toon. Jy glo dat God een is, jy doen goed. Die duiwel glo dit ook, en hy sidder, en hy word nie gered nie. Is dit nie wonderlik nie? Die duiwel glo dat Jesus die seun van God is, maar hy word nie gered nie. Weet jy, gedink daaraan, hoeveel mense glo vandag dat Jesus die seun van God is? Hulle stry nie met jou nie, maar die werke wat hulle doen, wys, hulle glo dit nie. Maar kom ons lees dit daar. Maar weet jy, oornietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Mense, ek wil nie baie lank hou nie, woord sê 11:30 laat te wees, is nou amper 11:30. Woord 12:30 laat te wees, voor 12:30. Dat geloof, die basis van enige iets waarin jy glo, is jou kennis van die onderwerp. Jy kan nie iets glo as jy niks van dit weet nie. Die van u wat 'n goed gitaar kan speel, kan saam met my kom speel, is baie welkom. Maar die wat nie kan gitaar speel nie. Wie van julle wil 'n kaas vat en glo jy kan? Wie gaan 'n kaas vat om te sê? Sê ek kan. Pastoor, ek het nog nooit in my lewe gitaar gespeel, ek weet niks van musiek af, ek gaan gitaar speel vanmôre. Ek sal liewer buitekant wag tot jy klaar is. Want daardie geloof gaan jou in die skande bring, want jy weet niks van musiek af nie. Jy weet niks van die gitaar af nie. Maar as jy bietjie geleer het, bietjie kennis opgedoen het, en ek sê, wil jy bietjie speel? Ja, pastoor, ek kan nog nie so goed speel nie, maar kom ek speel bietjie, dan gaan jy speel. Want jy het 'n bietjie kennis, nee. En daai kennis maak dat 'n mens jou geloof kan versterk,
of jy kan absoluut geen geloof hê nie, omdat jy geen kennis het nie. Jy weet, daar is 'n paar dinge wat ons moet weet van die Here, om dit werklik te kan glo. Ek wil ietsie sê vanmôre, en ek weet baie mense gaan by verskil, vernaam op die media gaan dalk in my verskil, en sê, ag man, daai man praat nou die sy nek, soos die ou mense gesê het. Dat duisende der duisende dierbares wat vanmôre in kerke sit, is nie gered nie. Hulle besit die kennis dat Jesus die Seun van God is. Hulle aanvaar dit, maar as hy op sy sterfbed lê, en jy sien die paniek, is ek gered of is ek nie gered nie? Is ek gereed of is ek nie gereed nie? Pastoor, wil jy nie gou vir my kom bid nie, jong? Ek voel ek gaan nou, jy moet nou vir my kom bid. Hoekom is mense dan op die sterfbed in so 'n krisis gedompel, as jy dan werklik glo, jy is gered? Maar as dinge wat 'n mens moet weet van God, van Jesus Christus en van die Heilige Gees, sodat jy hom kan ken en kan vat op sy woord en kan sê, ek glo God, want ek glo sy woord. Ek het kennis opgedoen van God. Die eerste plek is deur die woord van die Here. Laat ek nou vandag vir jou sê, as jy nie die skrif ken nie, weet ek nie waar op grond en baseer jy jou geloof nie. Want waarop baseer jy jou geloof, as jy nie die woord gehoorsaam of die woord gelees het nie? Waarop gaan jy jou geloof baseer? Ek wil vir ietsie lees, Matteus 8ste hoofstuk. En dit is 'n hele stukkie wat ek moet lees daar, net om iets openbaar te maak daar vanaf die 5de vers. Die hoofman van Kapernaum. Kan ek maar vir u lees? Het jy die Bybel oopgemaak? Dis 'n paar versies, hoor, so 7 versies, 8 versies. En nadat Jesus in Kapernaum ingegaan het, kom daar 'n hoofman oor 100 na hom en smeek hom. En hy sê, Here, my knegt lê tuis verlam en hy ly ewige pyne. Daarop sê Jesus vir hom, ek sal kom en hom gesond maak. En die hoofman oor 100 antwoord en sê, Here, ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie, maar spreek net 'n woord en my knegt sal gesond word. Want ek is ook 'n man onder gesag en ek het soldate onder my. En vir hierdie een sê ek, gaan, en hy gaan. En vir die ander een, kom, en hy kom. En vir my diensknegt, doen dit, en hy doen dit. Toe Jesus dit hoor, het hy hom verwonder en aan sy volgelinge gesê, voorwaar ek sê vir julle, selfs in Israel het ek so 'n groot geloof nie gevind nie. Want hierdie hoofman oor 100 was van die Romeinse leer, is nie 'n Israeliet nie, nee. Nou sê die Here, selfs onder die Israeliete het ek nie so groot geloof gevind nie. So ek en u kan geloof hê, al is ons nie Israeliete nie, nee, dit wil op neerkom. Maar ek sê vir julle, dat baie sal kom van die ooste en die weste, en saam met Abraham, Isak en Jakob sal aansit in die koninkryk van die hemele. Maar die kinders van die koninkryk sal uitgedryf word in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en gekners van die tande. Nou wil ek vir ietsie vertel hier van hierdie hoofman oor 100. Wat het sy geloof in Jesus so sterk gemaak? Want hy het gesag verstaan. Hy het vir die diensknegt gesê, kom, dan kom hy. Vir hy gesê, gaan, dan gaan hy. Vir ander gesê, doen dit, dan doen dit. Hy weet hoe werk gesag. Hy het Jesus se gesag erken in die werke wat Jesus gedoen het. Jesus het baie keer vir die duiwel gesê, gaan uit, dan gaan hy uit. Het gesag. Jesus op 'n kol vir 'n seun wat hulle gedra het op 'n draagbaar. Die ou moedertjie loop agterna, sy weduwee. Die seun is dood. Hier kom Jesus en hy wek die dooie seun op die draagbaar. Daar staan die seun op en hy loop. Hierdie hoofman oor 100 weet van die goed. Hy het dit gesien. Ek het nog nie die voorreg om dit te kon sien nie, maar ons lees dit in die woord van die Here. Maar dit het van wat verstaan. Hierdie man Jesus is 'n man van gesag. Ek kan op hom staat maak. Ek kan hom glo. En daardie geloof, sê Jesus, is so groot, hy het nog nêrens in Israel so groot geloof gesien. Wat hy kan sê, al is u nie by my diensknegt nie, u hoef nie daarheen te gaan nie,
jy kan net hier staan en 'n woord spreek. Al is hy 10 kilometer hier vandaan, want jy weet nie hoe ver was hy van die hoofbaan af nie. Dalk was hy 5 kilometer, dalk 'n kilometer, ek weet nie hoe ver nie. Jy kan net 'n woord spreek, want u gesag is sterk genoeg om daai man gesond te maak. En weet jy, toe daai die hoofman oor 100 by sy diensknegt kom, toe sy diensknegt gesond. Dit sê vir my, Jesus het nie nodig om spesifiek vleeslik teenwoordig te wees vir 'n wonderwerk nie. Net in die gees kan hy sy krag laat gaan. Nou sê die woord in Matteus 18, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. So ek glo God se woord en ek kan hom nie sien nie, maar ek kan hom gewaar. Tot begin sing vanmôre toe gewaar, die Here is hier. Tot begin sing, ons het nog baie ander koortjies wou sing, maar ek het gevoel, dis nou te veel, ons wil nou ver oor die merk gaan. Dat maar liefst 'n bietjie minder sing terwyl die salwing van die Here reg is. Dat ons maar op met die singery. Maar ek kan u verseker, ek gewaar dat Jesus, die Seun van God, is vanmôre in hierdie plek, of jy dit wil glo of nie glo nie. Hy is hier. Kom ons gee wat 'n bietjie eer en lof vanmôre. Hy is waardig om geprys te word. Halleluja. Dankie Koning Jesus dat u vanmôre u self in hierdie plek sal openbaar en u krag sal manifesteer. Halleluja. Man, ek voel die lekker vanmôre hoor. Dink ons gaan deurdruk 4 uur toe vanmiddag. Matteus 15. Halleluja. O, ek dank die Here. Die Kananeese vrou. Sy kom by die Here. Sy vra die Here vir 'n spesifieke saak. Kom ek het vir u lees. Daarvan af vers 21, Matteus 15. En Jesus het daarvandaan weggegaan en na die streke van Tyrus en Sidon vertrek. En 'n Kananeese vrou was van daardie gebied gekom en hom geroep en gesê, wees my barmhartig, Here, seun van Dawid. My dogter is erg van die duiwel besete. Nou moet jy verstaan, die Israeliete en die Kananeese was nie groot pelle gewees nie, hoor, hulle was eintlik 'n bietjie van 'n skeidsmuur tussen hulle. Want hierdie Kananeese is van die mense wat weggevoer was Babylon toe, wat teruggekom het en die Babyloniese godsdienste begin aanhang het, en nie die God van Israel nie. Maar hy het haar nie 'n woord geantwoord nie. Toe kom sy disippels nader en vra hom en sê, stuur haar weg, want sy roep agter ons aan. Maar hy antwoord en sê, ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel. Ek dink die vrou se moed kon sak en sê, ag, wel, dat is dit nou nie. Ek is nou 'n Kananeese vrou, nou is ek nie deel van Israel nie. Nou jammer, ek gaan nou maar. My dogter moet maar vol duiwels bly, ek is nou nie Israeliet nie. Maar nie sy nie. Daarom kom sy en val voor hom neer en sê, Here, help my. Maar hy antwoord en sê, dit is nie mooi om die brood van die kindertjies te neem en dit vir die hondjies te gooi nie. Weet jy, die Israeliete in daardie dae het enige ander nasie as honde bestempel. Want hulle was God se volk. God het hulle spesiaal gevorm, lank na die skepping van die mense, die Japaneese, die Chinese, die Indiërs, die swartes en die blankes. Lank daarin het God Israel geskep. Adam was die eerste een van Israel. Iemand 'n bietjie gelees in Lukas 3 hoofstuk, sy dit optel daar. En jy weet, hierdie vrou sê, ek is 'n Kananeese vrou, en die Here Jesus wil my nie help nie. Maar hy sê, ek kan nie die brood vir die hondjies gee nie, want jy's 'n hond eintlik, jy's nie 'n Israeliet nie. Maar sy sê, ja Here, maar die hondjies eet darm van die tafel, krummels van die tafel, wat van die albase afval. Toe antwoord Jesus en sê vir haar, o vrou, groot is jou geloof, laat dit vir jou wees soos jy wil hê, en haar dogter het gesond geword van daardie uur af. Hierdie vrou het ten spyte van die negativiteit wat teen haar gestaan het. Ten spyte daarvan dat Jesus eintlik pas sê, ek kan jou nie help nie, hoor, want jy is nie my volk nie, jy 'n vreemde volk, jy is onder die honde. Dus hy gesê, wel, ek gee nie om wat u sê nie, ek het u krag gesien, ek het gesien hoe u duiwels uitdryf, my kind het die Here nodig, en kyk nou my, ek het u nodig. Sy sê, ek gee nie om wat u sê nie, al eet ek die krummeltjies vir die tafel afval, is reg, ek sal dit eet, maar as jy net 'n woord kan spreek, halleluja, nee, ek wil vanmôre vir u sê, ons kyk bietjie na ons omstandighede, dan wonder ons baie keer, kan die Here my regtig help? Kan die Here my regtig gesond maak? Kan die Here my verlos?
kan die Here my vrymaak van 'n duiwel? Kan God my vrymaak van my siekte? Kan God my vrymaak van my bekommernis? Wil ek vanmôre vir u sê, al is ek ook 'n wat so volk, ek gee nie om nie, maar vanmôre dank ek God, deur die genade van God, as ek 'n kind van Jesus Christus, hy het my gered, hy is my redder, hy is my heiland, hy is my saligmaker, en ek eer hom vanmôre met my hele wese. Halleluja. As ek en u kan glo, as ons kan glo, as 'n woord van die Here in Johannes 14. Ons kan dit miskien saam lees. As u sal dit beter voel, kom ons kyk of ek dit Johannes 14 kry, dan lees ek dit vir u saam. Ek wil sê, die woord van God is so wonderlik. Vers 12 en 13. Hierdie skrif is daar baie argumente oor. En mense het altyd die probleem, ek sien die meeste argumente wat in die kerkewêreld vandag gaan oor wanneer die krag van God geopenbaar moet word. En die een deur wie dit geopenbaar moet word, is nie 'n verhouding met God nie. Hy is nie in die geloof nie. Dan werk die skrif nie vir hom om te sê, maar die skrif, jy moet in die hele konteks lees, dan kry dit 'n ander betekenis. Maar weet jy, 'n waarheid bly 'n waarheid. Of hy nou in Genesis staan, en in Openbaring staan, of hy nou in watter plek staan, 'n waarheid bly 'n waarheid. Johannes 14 vers 12 sê, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. En wat julle ook al in my naam vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. Halleluja, halleluja. God, die woord van God is die waarheid. As ek en u dit net kan glo, ons kom nou tot die kennis van hierdie waarheid, en ons die kennis ontvang, moet ons oorweeg, aanvaar ek dit, of verwerp ek dit? As jy sê, ek aanvaar dit, en Jans, dat beteken jy glo dit, dan wil ek die werke daarvan sien, om te sien of jy dit glo. Want Jakobus 2 sê, die geloof sonder die werke is dood. As jy vir my kan sê, pastoor, ek glo dit hoor. Alright? Ek weet ek het nou iemand die gehad wat 'n duiwel het, en ek man, vir jou kan sê, kom jy jag ons die duiwel het. As jy dit glo. Of iemand die vanmôre, wat regtig siek is, ons gaan vir die siekes bid net, as jy dalk 'n sieke is. Of iemand wat 'n bietjie probleme het met die duiwel, ons wil hom dryf, hy jag hom, hy duiwel, halleluja. Want die Here het my gesag gegee oor die werke van die vyand. Hy sê in Lukas 10:19, ek gee vir hulle mag en gesag oor al die krag van die vyand, en niks sal julle skade doen nie. En hy sê Matteus 28, die Here Jesus sê, aan my se gee alle mag in die hemel en op die aarde. En hy gee daardie mag aan my oor in Lukas 19. En ek vat dit vanmôre, halleluja, Lukas 10 vers 19. Ek vat vanmôre daardie gesag. Ek glo God se woord, en ek wil vanmôre sê, deur die geloof gaan God vanmôre vir iemand iets in hierdie plek doen. 'n buitengewone werk doen, ongeag wat jou versoek mag wees. Dalk as jy nie siek nie, dalk as jy nie heeltemal die duiwel besete nie, maar dalk is jy, weet dit nie eers nie. Dit kan maklik gebeur hoor, halleluja. Die duiwel is 'n ander vyand hoor, hy kan 'n mens se persoonlikheid heeltemal oorheers. Hy kan jou karakter oorheers as jy hom toelaat. Kan ek maar nog so 'n bietjie praat? Lig jy met my sê as ek dan praat, stop jy. Jy is amper so oud as ek, so ek aanvaar, ek moet na jou luister, jy is die oudste hier in die vergadering. As dit vir my was nie, dan was jy die oudste, dan, of Lukie. Halleluja. Maar mense, hoor bietjie. God gee vir ons gesag. Ons het nie nodig om die duiwel te vrees nie. Ons het nie nodig om vir hom terug te staan nie. Ons het die gesag oor sy werke. En die Here Jesus sê, vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal die duiwels uitdryf, as die hand op die siekes lê, hulle sal gesond word. Nee, miskien partykeer nie. Nou sê ek het vir 'n sieke gebid, hy het nie gesond geword nie. Baie van die siektes wat mense het, is nooit 'n siekte nie, is 'n manifestasie van 'n Satan. Is 'n manifestasie van 'n gees van krankheid. Is nie asof jou been regtig seer is nie, maar ek weet my broer se knie is bietjie seer. Ons weet, lyk maar so 'n dun duiweltjie daai, want jou bene is nie so groot as my nie. Halleluja.
Halleluja. O mense, ek wil net vanmôre dat die Gees van God u wakker maak oor hierdie saak. Dat ons is in die geloof. Ons is nie probeer nie. Ek wil nie probeer nie. Ek het in die gemeente begin, ek en 'n paar manne saam met my. Die 1 van Februarie, dis maar nou 2 maande gelede. Ek wil nie probeer nie. Ek weet my God gaan 'n wonderwerk doen. Want God wil 'n lighuis in Witbank skep waar mense kan kom en kan sê, daar's lewe wat die Here is. Daar's lewe wat die krag van God is. Dit waarna ons verlang vanmôre om dit te kry en dit is hier. Is hier. Die krag van God is hier. As jy dit nie kan voel nie, dan kan ek vir jou sê, daar's 'n probleem. As jy nie kan voel die Here is hier nie, het jy klaar 'n probleem. Ek praat nie eers van wat dit is nie, hoor. 'n klare moeilikheid. Jy's klaar in die moeilikheid. Jy's klaar in die sop. Van die Here is die waarheid. God se woord is die waarheid. Johannes 14 sê, wat julle ook al die Vader in my naam vra. Ek lees dit net saam. Ek het dit gelees nou, nee. Vers 13. En wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik mag word. En ek vir u vanmôre vra, is daar iets in jou lewe wat jy vanmôre vir God die Vader bevra? In die naam van sy Seun. Het jy geloof om dit te ontvang? Het jy geloof om dit in besit te neem? Het jy die geloof om wat God vir jou wil doen in besit te neem? Want dit is dan iets groot, jy dink, pastoortjie, jy weet nie groot is my probleem nie, as jy maar my probleem ken, sê jy nie so maklik praat nie. Ek is nie bang vir die duiwel nie, ek het geen vrees vir die duiwel nie, hy kan my niks doen nie, ek sal hom weerstaan, die woord sê weerstaan die duiwel, onderwerp jy aan God, weerstaan die duiwel, hy sal van jou wegvlug, en hy moet vlug vanmôre uit hierdie plek uit, want ek onderwerp my aan die groot God van al die eeue, ek vrees nie die duiwel nie, ek vrees God. Halleluja. Nou ek môre vir u vra, en ek het ook klaar gepreek, kan die Bybel maar toemaak, al die boeke toemaak. As u vanmôre die Here nodig het, vir wat ook al jou probleem mag wees, en jy God kan vertrou, dat jy dit vanmôre in besit kan neem. Maar jy moet die geloof hê in dit. Jy moet vanmôre kan sê, Here, vanmôre vat ek my oorwinning. Vanmôre vat ek my genesing. Vanmôre vat ek my verlossing. Nie om die pastoor se hart bly te maak nie. As jy my hart bly maak, is ek baie dankbaar, maar dit sal jou nie help nie. Maar vir jouself. Jy sit dalk al vir jare lank in 'n gevangenis wat die vyand vir jou gebou het. Jy sit dalk al jare lank as 'n slaaf van die vyand. Want die woord sê, die een aan wie jy gehoorsaam is, van hom het jy 'n diensknegt geword. Jy's 'n slaaf van klagtes. Jy kry mos mense wat permanent kla, as jy hom sien sê, ag pastoor, ja, wat gaan seker maar goed, maar ek weet nie, die Here weet. Jy ken ken jy so iemand? Ek dink ek ken sulke mense, maar ek weet nie of jy hulle ken nie. Die Here weet. As ek maar net oorwinning kan kry, ag pastoor, maar ek het al so baie keer gebid. Ek het al gevas ook, maar ek kom nie reg nie. Weet jy, oorwinning kom nie deur vasting nie. Wen kom nie deur vas nie, kom deur geloof. Geloof in wat? In dit wat jy weet in die woord van God. As jy God kan ken deur die woord en jy kan hom glo, gaan God vanmôre vir jou 'n wonderwerk doen. Gaan jou lewe verander. Jou hele lewensaanskouing en jou uitsig, jou kyk in die lewe gaan verander. Jou hele wete gaan verander. Die ou wat nie mooi was, jy gaan vir jou mooi word. Tot jou vrou gaan vir jou oulik word. Dit ons sê, pastoor, dis 'n bietjie moeiliker. Dis 'n bietjie moeiliker. Ja, maar dis die waarheid. Maar kom ek en u gaan vanmôre, waar 2 of 3 in my naam vergader, en waar 2 oor enige saak saamstem. Enige saak. God is getrou en regverdig om ons te verhoor. God wil vanmôre jou lewe 'n draaipunt maak. Alles kan verander vanmôre as ons God kan glo. Ek nooi u, as u voel, u het regtig vanmôre die Here nodig en jy het geloof om dit in gebruik te neem, in plek te bring in jou lewe. Kom staan hier naby my, sommer hier naby, hier is genoeg plek hierso.
Ek wil vir u die hande oplê en vir u bid. En glo God vanmôre vir 'n buitengewone werk van sy krag. Buitengewone werk van sy heerlikheid. Halleluja. Kan u so klein bietjie terug staan? Ek gaan hierdie platform 'n bietjie terugtrek, dan is dit beter. Halleluja. Dankie Here. Prys die Here, prys die Here, prys die Here. Halleluja. Halleluja, Here, ek eer u, ek eer u, ek eer u, Here. Dankie Here. U weet elke Die wat saam stem vanmôre, staan net by die staan saam met ons. Staan net daar waar jy is, staan net op jou voete. Stem saam met ons vanmôre vir 'n oorwinning hierso. Die Here gaan vir elkeen wat hier voor staan vanmôre 'n wonderwerk doen. Dis waar. Dankie Here. Anet, vat die krag van God vir jou oorwinning. Vat dit nou. Yes. Die krag van die Here wat in my is, gaan deur jou vloei en deurbreek, losmaak, oorwinning gee. Prys die Here. Ek verbreek daai ketting wat jou vasgehou het, my suster, en maak jou vry en maak jou los deur die krag van die bloed van die lam van God. Halleluja. Dankie Here. Dankie vir oorwinning. Dankie Here. Dankie Here. Here, dankie. Halleluja. As jy my wil sê wat jou probleem is jy welkom. As jy nie wil sê nie, die Here ken. Die Here weet. Here, ek vat vanmôre my broer. Ek weet die vyand probeer sy voetstappe te stop en 'n klip in sy pad te gooi. Ek wil daardie klip nie vanmôre wegvat nie. Yes. Maar ek wil daardie klip verander in 'n pragtige plant met pragtige blare. Yes, Sakabatangaya Rebeda. Lewe in vrede vir jou. Dat jou oorwinning vanmôre kom, my broer. Jy sê my bel as jy by die huis kom en sê pastoor, die Here het geantwoord. Amen. 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 Mona, is nog steeds jou liggaam. Here, ek dank U vir 'n wonderwerk vanmôre in Mona se liggaam. Daar binne in daardie dik darm. Die hand van die Here is daar. En God doen nou 'n wonderwerk vir jou, my suster. Dis daar. Ontvang die krag van God, ontvang die wonderwerk van die Here. Dit is joune, behoort aan jou. God gee dit vir jou deur sy woord as jy hom kan glo. Amen. Dankie Here. Gert, waarvoor bid ek vir jou, my vriend? Daar's te veel goed. Te veel goed. Alright. Here, ek bid vir u te veel goed. Wat u vanmôre vir hierdie man 'n oorwinning bring. Ek verbreek hierdie juk van die Satan wat hom gebind het. Ek haal die swaar vrag van sy skouers af. Die bloed van Jesus Christus reinig jou van alle ongeregtigheid vanmôre. Elke planting van die duiwel trek ek uit. Elke pyl trek ek uit van vernyn en haat en tweedrag en twis. En ek trek dit uit en ek verbreek dit. Die vesting van die Satan wat in hierdie man se lewe gebou was. Ek breek dit af, steen vir steen. Af is jy vyand. Ek maak jou los vanmôre, Gert. Maak jou los vanmôre deur die krag van die bloed van die lam en die krag van die Heilige Gees en die krag van die wonde van Jesus Christus. Yabasayanda rabasile bentrabangaya. Dankie Here. Sê dit bietjie dankie Here, Gert. Sê weer dankie vir die Here. Sê dankie vir die Here. Dat die vyande kan hoor jy eer die Here. Dankie Here, dankie Here. Dankie vir 'n wonderwerk vanmôre. Deur hierdie man vanmôre aan te raak deur die krag van die Gees. Krag van die woord in Jesus Christus. Amen. Dis joune. Vat dit. Joune. En ons prys U heilige naam. Broer Henny, Dankie Here. vat vanmôre die krag my broer. Dankie Here. As winde wat waai in jou lewe wat jy baie keer nie weet waar kom vandaan nie. Maar vanmôre maak ek daai storm stil. Ek maak daai storm stil vanmôre deur die krag van die woord van God. En ek verdryf jou werke Satan, wat die onrus bring, wat die twyfel bring. Ek verbreek jou vesting deur die krag van die bloed van Jesus. Ek dank U daarvoor, my God. Amen. Vat dit, my broer. Dis joune, vat dit. My kleindogter. Die Here se krag is op jou vanmôre oorneem. En die Here doen 'n volmaakte werk vir jou vanmôre. Vryheid. Die bande val af. Die kettinge val af. Die brille wat jou verkeerde goed laat sien val af. Yangaba sebetangaya. Hier diep in jou liggaam is die krag van God besig om te werk en te herstel. En nie te maak deur die vuur van sy krag en die krag van sy heerlikheid in Jesus Christus. Vat dit my kind, vat dit vanmôre. Dis joune. Amen. Prys die Here. Halleluja.